moet wees om 'n goeie liedjie te kan skryf. Ek dink die internet affekteer die gedagtes in my brein. Maar nie jou heroes ontmoet nie. Hulle is almal weer. Die moet nie doen wat ek doen nie. Dis alles verkeerd. Die wêreld sit my in en al wat ek kan doen is probeer om 'n goeie volle lewe te leef. Hoe ek wens ek kon het leer om te vergeet en te vergeef. Maar dan staan ek op die dom siklus, begin alweer van voor. Ek probeer my bes om nie my kop te verloor nie, maar ek hoort nie in 'n systeem wat my probeer verkoop nie. En hoe ek so teen mekaar my eie gedagtes maak my nageleef gestel en ontevrede. Dis so ek voel in my hede. Dit voel asof ek anders moet wees om 'n beter lewe te lei. Die mense op die internet sê hulle kyk nou op na my. Moenie jou heroes ontmoet nie. Hulle is almal weer. Jy moet nie doen wat ek doen nie. Dis alles verkeerd. Die wêreld sit my in en al wat ek kan doen is probeer om 'n goeie volle lewe te leef. Hoe ek wens ek kon het leer om te vergeet en te vergeef. Maar dan staan ek op die dom siklus, begin alweer van voor. Ek probeer my bes om nie my kop te verloor nie, maar ek hoort nie in 'n systeem wat my probeer verkoop nie. En hoe ek so teen mekaar my eie gedagtes maak my nageleef gestel en ontevrede. Dis so ek voel in my hede. En die ander as ek alleen is, gaan ek op my knie. Nou ja, sy is besig om die industrie op sy kop te draai en ons het nou net na die musiekvideo van haar nuwe liedjie My Hede gekyk. Baie lekker om weer vir haar hier by ons in ons midde te hê. Zoe, goeiemôre. Goeiemôre Pieter. Ai man, kyk nou net hoe pragtig lyk jy, die oë skitter. Dankie. Alles net omdat jy weet jy kom vanmôre 'n bietjie by ons Ja, kuier. net omdat ek jou sien. Ah, daar sy stop die horlosie. My Hede is 'n lekker song en dit is ook so tipies in jou styl en wat ek van jou hou is jy doen net waarvan jy hou en Ja. hoe dit vir jou lekker is, jy het 'n saak met wat die mense dink Ja. en dan dink die mense in elk geval dis nice. Dankie Pieter. Ja, ek probeer dit doen in my musiek. Dit is bietjie meer rock as wat ek gewoonlik gaan, maar ek love dit om te eksperimenteer met my musiek. So ek sien uit vir mense om hierdie liedjie te luister. Sê gou vir my en hierdie liedjie sê is ook geskryf in 'n tyd waar die emosionele bietjie donker vir jou was en so aan. Verseker. Ek dink ons almal gaan deur sulke tye. Ons flous ons af as ons maak as ons nie doen nie. So ja, ek het hierdie liedjie geskryf toe ek net so bietjie down in the dumps was, bietjie net kwaad vir al my omstandighede. Dit was 'n paar jaar gelede wat ek hierdie geskryf het. So hy het nou vir 'n rukkie in die kas gelê en goeders en jy het besluit kan jy gaan nou wag, daar gaan 'n tyd wees wanneer hy Ja, So hy dink sou aan die- eintlik 'n paar keer uitgekom het, maar ek het hom hy sou release geword het en toe skryf ons hom aan want ek het Insecure Meisies geskryf en toe word dit net so aangeskuif die hele tyd. So hy sit eintlik nou die mense sinne. maar nou is die regte tyd daarvoor en ek meen Ja. na Insecure Meisies wat so lekker geval het Ja, vir die mense en dinge. Ja, hierdie gaan lekker werk en My Hede, dink jy baie mense kan daarmee assosieer? ek hoop so. Ek dink as jy dit reg opvat sou jy daarmee kan assosieer. Maar ek het dit maar regtig net, dit was nogal 'n selfsugtige liedjie om te skryf. Ek hoop regtig mense luister na dit en is soos, weet jy wat, ek was al ontevrede met my omstandighede en teleurgesteld met hierdie situasie en ek voel nie baie, ek is kwaad vir die wêreld. Dis kind of net waaroor hierdie liedjie gaan. Ek voel daarmee meer nou so. Daarom nie meer nie. Nee. Nou, jy sal nou weer 'n liedjie skryf. Wat ek probeer sê is, moet nou altyd hartseer wees of in 'n donker tyd wees, skryf jy dan makliker liedjies as jy nou aan jouself dink, of kan jy ook 'n tyd kry waar jy net lekker iets oor positief en Ek kan natuurlik, ek het baie positiewe liedjies daar buite ook. Ek dink net my musiek wat al kommersieel die beste gedoen het, was liedjies wat ek geskryf het oor die swaarste tye in my lewe, soos Klein Dorpie Mentaliteit en Insecure Meisies. Beide daai liedjies het baie goed gedoen en ek was soos, ag my siel, moet ek regtig super sad wees om goeie musiek te kan maak. Ek dink nie so nie. Ek dink dit is waar nie. maar wys jy nou net hoe lekker die mense hulle die jonges seker maar veral kon identifiseer met daai liedjies. Ja. Want veral as jy jonk is jou emosies en dinge nog nie lekker nie en dan
Ja, Voel jy wil 'n bietjie rebelleer? ja, ek is nog altyd 'n bietjie rebel gewees en baie emosioneel, nog altyd. In die liedjies daar lyn moenie jou heroes ontmoet nie. Ja, ek dink jy moenie enigiemand verafgod oor die algemeen nie. Almal is net mense. So ek het na daai lyn gekyk en dink ek aan myself ook soos as mense is soos ek love Zoe of ietsie. Dit voel vreemd as ek soos moenie my verafgod nie, ek's net 'n mens. Net soos toe ek jou met dit ek soos my siel is Pieter Koen. You know? Ons is almal net mense en ons is normaal, ons maak foute, everything. So moenie jou heroes ontmoet nie want hulle gaan jou teleurstel altyd. Hoe groot rol speel sosiale media vir jou as 'n jong kunstenaar? Ek dink sosiale media speel 'n groot rol in enige kunstenaarslewe in 2026. Ek dink jy kan suksesvol wees sonder om op sosiale media te wees nie. Maar dit is 'n ewel en 'n goeie ding op dieselfde tyd. Ek dink wat 'n ou moet mooi bestuur, dink ek, as ek so moet aflei, want jy moet tyd spandeer vir bemarking en al daai dinge. Ja. Maar jy moet ook nie te vasgevang daarin raak hoor. Ja, ek dink jy kan maklik vasgevang word in soos jou waarde heg aan hoeveel mense aandag gee aan ietsie, wat ek baie hard probeer om nie te doen nie, maar ons is mense, partykeer word jy sê soos my siel hierdie ding het net soveel likes gekry en dan eweskielik voel jy minderwaardig daaroor. Dis baie bad, maar jy moet leer om jouself van dit af te probeer sny, maar jy kan nie regtig as 'n kunstenaar nie. Terug by jou liedjie en die musiekvideo. Ek hou van die swart en wit aanslag. Was dit met rede gedoen? Wat was julle gedagte? Wat wou jy doen? Ja, ek wou baie graag hierdie swart en wit gedoen het want die lewe is nie net swart en wit nie, maar klomp skakerings van grys. Soos alles is nie wat dit sien, soos dit seem nie. Ek kan nie mooi Afrikaans nou dag praat het nie, ek's jammer. Gooi hom so wat jy op praat man. Ja, ek hou van die feit dat dit swart en wit is. Plus ek wou nog altyd net 'n swart en wit musiekvideo gemaak het want ek dink dit lyk cool. En was dit vir jou lekker om 'n bietjie daai rocker in jou na vore te bring en te wys? Ja, ek wou nog altyd net saam met my band perform het. Ek dink iets keer meisies het ons dit gedoen, maar hierdie is my band wat saam met my nou al vir 3 jaar speel. So ek het die manne lekker gemake-up and everything. It was beautiful. It was a lekker experience. Hoorie, en ons het nou so vinnig daarbey aangeraak, maar ten spyte van die swaarder temas en goed, is daar daarom altyd 'n boodskap van hoop wat jy in jou liedjies het. En ook in hierdie ene, jy weet, ek meen alhoewel nou 'n paar jaar gelede geskryf is, dink ek ook die tydsberekening is reg. Ja, ek dink ook so. Dit het my goeie tyd gegee om te reflekteer op waar ek gekom het en waar ek was. So waar het ons nou vir jou kan beloer en alles, want ek dink sedert jou eerste keertjie hier by ons dit baie dinge verander en jy's regtig lekker aan die go. Dankie, ja, ek is baie happy. Hierdie jaar speel ek sulke great shows, ek is môre op pad in die bos toe. Ek sien so uit vir die bos, my eerste keer daar. So ja, lekker besig en aan die gang. Dis baie mooi, mag dit vir jou lekker wees en vreugde wil wees en mag hierdie klomp mense daar aan die ruk en die rol kry. Van die insecure ouens tot die insecure meisies. Zoe, baie dankie vir jou en kyk uit vir haar lekker splinternuwe liedjie My Hede op al die sosiale media platforms en musiekplatforms net waar jy kan. Dis dan al van ons kant af. Ons sien julle môre weer. Ek het heerlik saam met jou gekuier, die res van die span ook en van my en almal se kant af sê ons vir jou mooi bly mooi en sorg dat jy nooit ophou droom nie. Ons sien jou weer hier by Goeiemôre, good morning.